Geliefdes, is 'n kosbare voorreg om elkeen weer te kan groet, ook so in die naam van ons verlosser. Hy ook so van wie ons nou telke male gesing het. En ons weet aan hom toe kom al die eer, al die lof en die volle aanbidding van ons harte ook so saam in hierdie oggend. Geliefdes, kom ons sit net so en dan buig ons harte. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, sy seun, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek gaan u dadelik nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons lees vanmôre sekerlik een van die bekendste dele vanuit die Ou Testament. 'n Gedeelte wat kosbare waarhede vir ons inhou. En ek sal nou net daarvan hou dat ons vanoggend weer na hierdie gedeelte sal kyk, maar net uit 'n ander oogpunt. So ek is nie daarop gemik om eksegeties, ons gaan so 'n bietjie eksegeties hierna kyk, maar nie eksegeties in die sin dat ons die antieke tale, die geskiedenis, die tradisies en al die klas van goed gaan byvoeg nie. Jy sal baie mooi sien waarheen ek op pad is wanneer ons begin, maar net weer eens kosbaar hoe ryk die woord van die Here is en wat hier vir ons ingesluit is as ons net so bietjie gaan gryp. Jesaja hoofstuk 9 vanaf vers 1. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien, en die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer het u verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Hoekom? Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Ek nooi julle staan saam met my en dan soek ons die Here ook in gebed. Hemelvader, ons harte bars van dankbaarheid. Dankbaarheid, Here, dat ons hierdie plek het, hierdie ou gebouetjie het, hierdie instelling het om saam te kan kom as kinders van U naam. Ons is dankbaar, Here, vir die geleentheid wat ons het om die tyd uit te koop, om onsself net weer eens van die wêreld af weg te skaar en voor U voete te kan kom sit. Ons is dankbaar, Here, dat ons as gemeente, Here, U aangesig kan soek. Here, U sê in die woord, soek allereers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En Here, dis ons begeerte. Ons het geen ander begeerte as om stil te word en te hoor, Here, wat wil U in hierdie tyd, in hierdie dag vir ons kom sê? Wat is dit, Here, wat U van ons verlang? Wat is dit wat ons vir U moet doen? Waar moet ons gaan arbei? Waar moet ons vat? Waar moet ons los? Here, wat is dit wat U wil hê ons moet insien in hierdie dag?
Here Jesus, soos wat Martha daar aan die voete gesit het en salf gesmeer het, Here, kom sit ons nederig vanmôre voor u voete in erkentenis, Here, van wie u is, wat u is, wat u kom doen het, wat u gaan doen. Ons kan nie anders as om die lof en die eer en die aanbidding van ons harte voor u uit te stort nie. Ons dink aan die woorde van Johannes 15, sonder my is julle niks. Ons kan niks doen nie. Ons erken dit, Here. En in afhanklikheid wil ons kom buig om ons lewe in te stel, Here, in dit wat u vir ons in gedagte het. Dankie, Here, dat ons as gemeente kan saamkom en ons begeertes voor die harte kan uitstort. Ons is dankbaar, Here, dat u ons gebede beantwoord en ons dit kan raak sien deur getuienisse wat vanmôre hier in die gemeente is. Ons dankie, Here, vir tannie Marietjie wat terug is. Ons eer u daarvoor. Maar ons weet, Here, die pad is nog nie klaar nie. Sal u asseblief daardie pad met haar stap? Sal u haar asseblief kom aanraak? Sal u asseblief vir haar genesing kom gee? Ons dink aan tannie Ann wat in die hospitaal is, sy's terug, Here, ons dankie daarvoor. Ons bid nog vir tannie Martha, ons bid nog vir Menzel, Here, ons staan in opgewondenheid vir dit wat u gaan doen. En ons wil u reeds al dankie sê vir dit ook. En nou, Here, met elke persoon wat vanmôre hier is, aangesluit het van ons gemeente. Here, hulle het 'n begeerte, hulle het 'n behoefte. Daar is iets wat hulle miskien onderdruk, wat hulle nie vir almal sê nie, maar ons weet, Here, u sê dit. U sien dit. U sien elke liewe aspek van ons menswees. Here, sal u asseblief ons kom ontmoet in hierdie oggend, in daai begeertes. Sal u asseblief by ons kom stil staan as mens, met ons in ons oor kom praat. So wat u sê, laat hy wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Dis wat ons wil doen. Ons weet ook, Here, dat die geloof kom vanuit die prediking. Here, mag u woord gebruik om ons ook in hierdie oggend te vorm. Ons bid dit alles, Here Jesus, in diepe afhanklikheid. Met groot dankbaarheid in ons harte. Alleenlik in u wonderbare naam. Amen. Vers 6 en vers 7. Kosbare verse hierdie. Profesie wat jare voor die koms van die Here Jesus is hierdie profesie uitgespreek deur Jesaja, waar hy sê 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Vir watse rede? Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Wat 'n mondvol. Wat 'n mondvol. Ek kan sien dat ek is nie gebore in die tyd wat hierdie man het geskryf het nie, want ek praat 'n ander tipe Afrikaans. Maar dit wat hy geskryf het hier is nie per toeval nie, dis nie ongeluk nie. Ons moet net bietjie dieper gaan delf. Geliefdes, na aanleiding van daai woorde in verse 6 en 7 wil ons graag met u praat onder die tema Kersgeskenke wat nog afgelewer moet word. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek is 'n ou wat alles op 99, ek hou daarvan om dit te doen. Reg, 99 is my nommer. Dit voel vir my soms dat ek fokus die beste wanneer alles op 99 gebeur, maar soms het dit wat op 99 gebeur nie fokus nodig nie, net dissipline. En jy weet, nou sit ek met 'n groot penarie wat Kersfees aanbetref, want dit wat moet kom word deur die pos gestuur. Verstaan, as ek net die dissipline gehad het en dit 'n week vroeër gedoen het, maar nee, ek sal nog daarby kom, ek sou dit môre doen. En toe kom ek nou agter hoe stadig alles geword het. Alles. Ek meen net julle, wanneer laas het julle gechecker 60-60? Hulle vat nou 65 minute, dis nie meer 60-60 nie. Pick n Pay se ASAP, as soon as possible. Hulle lees is nou sien jou wanneer ek jou sien. Ja? Alles gaan laat kom. Niks is op tyd nie, niks is reg nie.
En dit gaan alles oor dit wat ons moet ontvang. En dis fantasties en dis mooi. Ons almal word meegesleer deur hierdie gevoel van Kersfees. Dis iets wat in die lug is. Dis iets fantasties, dis mooi, maar ons almal behoort eintlik te weet die hoofrede waaroor Kersfees gaan. Ek is eintlik nie 'n voorstander selfs van die naam Kersfees nie. Ek verkies Christusfees. Want in en deur dit alles weet ons dat hierdie tyd gaan oor Jesus wat God in menslike vlees was, 'n bonatuurlike gedagte, iets wat ons nie altyd kan begryp nie. Ons weet dat dit is hierdie dag toe Jesus in Bethlehem gebore is, of dit nou in daai tyd was of nie, ek gee nou nie om nie. Baie mense hardloop nou, was dit in die tyd, was dit in daai tyd, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor die geleentheid waar ons stil word en erken dat God wel gebore was. Dis waaroor dit gaan. Ons weet dat Jesus die groot leermeester, die groot geneesheer, die wonderwerker van alle dinge was. Nog steeds is. Ons weet dat Jesus aarde toe gekom het sodat hy ons sondes op hom kon vat, sodat hy gekruisig kon word en daardeur vir ons die verlossing kon bied. Ons weet dat dit is ook alles as gevolg van hierdie geboorte waar hy aan die kruis gesterf het, 3 dae daarna weer opgevaar het na die hemel. Dis alles gepaard met Kersfees, Christusfees, na regte. En ons weet dit is hierdie Christusfees wat vir elke kind van die Here 'n verwagting gee na die woorde wat hy self gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Ons weet dit. Ons weet wat is die ware betekenis van Kersfees. Ek het dit so mooi aangehaal vir die kindertjies en regtig, high five vir die ouers van daai dogtertjie, want so lief het God die wêreld gehad. Dis baie belangrik. Dit is die grootste Kersfeesgeskenk wat ooit gekom het. Ons kan nie daarby redeneer nie. Niemand anders kan vir u iets gee wat groter is nie. Ek het daai ding gedoen met ons huweliksherdenking hierdie jaar. Ek het gewag om te sien wat Monica vir my gee. En toe na die tyd sê ek vir okay, kom ek vat jou nou so. Want ons wil dit mos stop. So ons beter is. Daar is nie beter as Johannes 3 vers 16 nie. Daar is nie 'n groter geskenk nie. En dis hierdie wat ons in 'n rigting moet instoot, dat ons nie dink aan Kersfees nie, maar dat ons dink aan Christusfees. En met dit alles wil ek hê dat u moet besef, wanneer ons donderdagoggend saam met ons kinders saamkom en ons die geskenke oopmaak, ek het nie 'n probleem daarmee nie, asseblief. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat ons daai oggend sal seker maak dat ons maak hierdie Kersgeskenke wat ek nou gaan noem, dat ons hulle ook oopmaak. Ook met ons families deel. Ook daarin 'n deel hê. Want daar is sekere kerkgeskenke wat nog nie afgelewer is nie. En gelukkig vir ons gaan hulle nie kom met Uber of Bolt of Pudo, wat ook al nie. God self gee vir ons daai kosbare geskenke. Ons moet dit net vat. Die eerste geskenk is die geskenk van sy aankoms. Vers 5 sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouers. So, wanneer ons nou hierdie vers vat, en nou kan ons bietjie eksegete toepas en alles uitmekaar uittrek, dan sien ons dat hierdie vers maak 'n paar goeie beweringe van die Here Jesus Christus. 'n Paar is vervul toe hy klaar gekom het, maar nou Jesaja sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee, en daardie prentjie wat Jesaja hier vir ons wil skets, vertel ons baie oor wie Jesus is, Christus was en vandag nog is. Jy sien die baba wat Maria 2000 jaar gelede in die wêreld ingebring het, was volledig menslik. En dis waarna hy verwys wanneer hy sê 'n kindjie is vir ons gebore. Jy sien, daai kindjie is gebore met pyn, hy's gebore met hartseer, hy's gebore met verlies, hy's gebore met honger, dors, moegheid, lyding, het hy alles geken.
En ek wil u net herinner daaraan dat God die Almagtige, die maagtelike geboorte inkarnasie waarlik mens geword het. Dis iets wat ons nou nie kan verstaan nie, maar gelukkig wanneer ons voor hom is, sal ons alles kan raak sien. Soos wat Johannes 1 vers 1 sê vir ons, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Dit is die Here Jesus waarna hierdie teksvers verwys. Hy was in die begin die woord was by God en die woord was God. En hierdie God het nou onder sy eie eiendom kom woon, sê Johannes 1 vers 14. En dan gaan Jesaja nou verder en hy sê 'n seun word aan ons gegee en hierdie identifiseer hom as God. Nie as 'n volgroeide man is hy gebore nie. Hy het gekom as 'n hulpelose baba, maar daardie baba was nog steeds God. Baie bo ons denkwyse. Ek weet nie of julle vir Pentatonix ken nie. Pentatonix het 'n liedjie uitgebring. Hulle sing die liedjie, sing hulle Mary Did You Know? En hulle vra vir Maria, het jy geweet dat toe jy jou klein ou babatjie gesoen het? Hy noem ek wil dit quoteer, hy sê you kissed the face of God. Dink julle Maria het geweet? Dit is hy wat vir ons gegee is om ons van ons sondes te verlos. Dit was alles hy. En geliefdes, ons ken hierdie waarhede. Dit is baie maklik om dit te ken. Ons baie maklik om hierdie waarhede te glo. Dit is baie maklik om hierdie waarhede te vier. Die Bybel is baie duidelik dat God in menslike vlees 'n absolute ontbeerlike fundamentele waarheid van ons geloof is. Sonder dat God mens is, beteken die dood en die opstanding van Christus absoluut niks en sy offer is daarmee gepaard. Dit beteken dat onskuldiges vir skuldiges gesterf het en dat sondaars gered kan word as hulle deur geloof na die Here Jesus Christus toe kom. En tog is die waarhede wat Jesaja na hierdie eerste frase noem, gawes wat nog nie afgelewer is nie. Die geskenk is nog toe. Hulle is nog toe. Hulle is nie tydens sy eerste koms vervul nie, maar hulle sal vervul word wanneer hy weer kom. Wanneer hy weer kom. Dink aan elke liewe belofte. Kom ons begin. Johannes 14 vers 3. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en ek sal julle na my toe kom sodat my toe neem sodat julle ook kan wees waar ek is. So hy beloof hy kom weer. Matteus 25 vers 31 en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom. Openbaring 1 vers 7. Kyk, hy kom met die wolke. Openbaring 2 vers 25. Hou maar net vas wat julle het totdat ek kom. Openbaring 3 vers 11. Kyk, ek kom. Openbaring 22 vers 7. Dis nie hy nie. Sal hom nou kry. 2 vers 7, 22 vers 7, ekskuus. Kyk, ek kom gou. Openbaring 22 vers 12. En kyk, ek kom gou en my loon is by my. Openbaring 22 vers 20. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus. Ons kan nou vir ewig stry oor die koms van die Here Jesus. Ons kan vir ewig stry, gaan dit gebeur deur 'n wegraping, is dit pre-mill, post-mill. Ons kan al hierdie dinge vir ewig stry, maar die woord van die Here is baie duidelik om te sê, hy kom. Die geskenk is nog nie oopgemaak nie. Baie duidelik dat hy kom. Die grootste geskenk van die wat oorbly wanneer hy kom, sal die oorblywende geskenk uit hierdie een sien vloei. Wanneer hy kom op die wolke, 1 Tessalonisense 4, sê dat ons gaan hom tegemoet in die lig. Geliefdes, is ons reg daarvoor? Die wêreld was nie reg vir sy koms toe hy die eerste keer gekom het nie. Daar was nie eers plek vir die konings van alle konings om te slaap nie. Dink u die wêreld is reg vir sy tweede koms? Geliefdes, is ons as kinders van die Here reg om daai geskenk oop te maak, of is dit een wat ons liewerste agter die muur sal los, want ons is bang daar is 'n plak daar binne? Daai geskenk gaan kom. Dit gaan kom met die klank van 'n besuin. Ons moet net seker maak.
Ons is reg om die geskenk te ontvang. Die tweede aspek moet ons raak sien die gawe van sy erkenning. Vers 5, die eerste gedeelte sê, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevorst. So nou kom Jesaja en hy sê vir ons dat wanneer Christus kom, gaan hy baie titels kry. Die eerste een wat ons daar sien is hy word genoem wonderbaar, wat beteken bonatuurlik. Dis amper soos 'n geheim, dis buitengewoon. In Rigters 13 vers 18 vra die engel van die Here sê vir hom, waarom vra jy dan na my naam terwyl hy wonderbaar is? Dit wys op die waarheid dat daar niks algemeens omtrent die Here Jesus is nie. Hy is die wonderman. Hy is so ver buite ons vlak van begrip. Ons sal hom nooit in der ewigheid as mens kom uitpleis nie. Maar hy kan deur 'n kindjie geken word. Sien u hoe ver dit uitmekaar uit is? Hoe ver? Hy is wonderbaar in sy woorde, hy is wonderbaar in sy werke, hy is wonderbaar in sy weë. Sien ons dit aldag raak? Is dit iets wat ons daar moontlik om die kersboom vir 'n wyle kan gesels? Hy is wonderbaar. Met dit saam is hy ook die raadgewer. En hierdie is nou om te kom vir ons die betekenis te kom uitbring, om te adviseer, om raad voor te gee, om voor te berei, om 'n plan te beraam. Dit verwys na sy rol as die leier, as die koning van alle konings, die lewende krag van ons lewens, soos wat Psalm 37:23 vir ons uitwys, deur die Here word die gange van 'n man bevestig en hy het 'n welbehae in sy weg. Nou is dit baie maklik en eenvoudig om net weer die vraag te vra, is hy ons raadgewer? Is hy die een vir wie ek kan stil word wanneer ek 'n besluit moet maak? Is hy die een wat ek gaan raad vra wanneer ek sake nie kan hanteer nie? En nou kyk na daai vers, hy sê, deur die Here word die gange van 'n mens bevestig en hy het 'n welbehae in sy weg. En geliefde, u weet vanmôre of die Here 'n welbehae het in u weg. Ek weet nie, u weet. Maak hom die raadsman vir jou lewe ook. Kan vra. Laat hy jou lei. Laat hy jou deurdra. Verder sê daai vers dat hy is die sterke God. Daai sterke God beteken held. Dit verwys na die een wat sterk, magtig is en alles wat hy aanvat, oorwin hy. Hy is alleen waardig om ons held te wees, want hy het klaar al die vyande verslaan. Die geweet daar is vyande wat ons moet verslaan, geliefdes, en as ons daai vyande nie verslaan nie, dan sal daar niks van ons oorbly nie, maar gelukkig het die Here Jesus gekom en hy oorwin vir ons die dood. Hy oorwin vir ons sonde. Hy oorwin vir ons die Satan. Hy oorwin vir ons die graf. En hy oorwin vir ons die hel. Hy is die oorwinnaar. Dis dat Paulus kon getuig het en gesê het, ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee. Want hy is my sterke God. Soos wat Dawid voor Goliat opgedaag het en gesê het, wie is jy om die slagordes van my God te durf uitdra? Hier is vir jou klippie. Ek is tot alles in staat. Alles. Met dit saam is hy ook die ewige Vader. Hy is die groot ek is. Hy is ons Vader. Is die Kersvader nie? Dis my God. Hy is die groot ek is. En hierdie ewige Vader is die gedagte wat Jesaja hier vir ons op kom oordra, is die gedagte van 'n produsent.
een wat meer en meer en meer kan maak, want hy is uiteindelik die bron. Hy het ons tot stand gebring, hy onderhou ons, hy gee vir ons lewenskrag. Die woord wys vir ons baie duidelik dat hy het ons lief. In Jeremia 31 vers 3, hy is die een wat ons ondersteun, Psalm 18:35, en hy is altyd deur die een wat ons onderhou, 2 Timoteus 1 vers 12. Met dit saam is hy ook die een wat ons vertroos, Johannes 14, hy is die een wat vir ons voorsien, Lukas hoofstuk 12, en so kan ons aangaan oor alles wat hierdie Vader vir ons wil kom doen. Baie keer beklei ek en Katrein dat sy is hardkoppig. Monica sê sy is haar pa se kind. Wil vir iets verduidelik, maar sy wil dit op haar manier doen. Dan as pa staan jy op en jy draai weg en dan dan gaan vir jy maar die trane af. Want jy kan nie op die hondehok staan en so afspring nie. Kan nie. Wat weet ons? Geliefdes, hoe baie gebruik ons die Here nie in dieselfde opsig nie. Waar hy met ons wil kom praat en met ons wil kom deel en vir ons kom sê, maar ons sê vir hom, Here, dis okay, ek het my way, dis fyn, ek sal aangaan. Hy is die ewige Vader. Hy is die een wat ons wil hê. Hy is die een, wanneer ons om die kersboom saamkom, dat ons daar by hom sal saamkom, by sy voete, vir dit wat hy vir ons gedoen het. En hy beloof, soek allereers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal miskien vir julle bygevoeg word. Nee? Nee, daar is nie 'n miskien nie. Dit is 'n belofte, so definitief. En laaste sien ons ook dat hy is die prins van vrede. Hy sal oor sy koninkryk in vrede regeer. Nou kan ons vra, hoe kan hy dit doen? Hoe kan hy dit doen terwyl die wêreld vir ons heeltemal ander prentjies wys? Hoe kan hy dit doen terwyl daar nie vrede is nie? Hoe kan hy dit doen? Dit is eenvoudig, die geskenk is nog nie oopgemaak nie, hy is nog toe. Hy is die bron van vrede. Hy self het gesê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Geliefdes, hoeveel keer word ons bang? Kan my hand opsteek en ek word baie keer bang. Die Here Jesus sê moenie bang wees nie. Jy sien, die wêreld het geleer dat ons kan hom aanbid met lippediens. Vir die wêreld leer. As jy mooi gaan luister, dan sal jy sien hoe hulle sy naam aanroep as 'n vloekwoord. Jy sal hoor hoe sy naam net met Kersfees genoem word. Jy sal sien as jy in die wêreld daar buite gaan, hoe baie mense Jesus se naam gebruik as 'n kosmiese gelukbringer. Baie sien hom in die dag as 'n verskriklike leuen wat uitgeroei moet word. Maar jy sien, alhoewel hulle dit doen, wanneer hy kom, sal hy die wêreld die gawe van sy soewereine heerskappy gee. Dit is 'n geskenk wat oopgemaak gaan word. Wanneer hy kom, sal die wêreld hom erken vir wat hy is. Die wêreld gaan hom erken vir wie hy is. Wanneer hy kom, sal die wêreld voor sy voete buig en hom erken as die Here van alles. Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat die naam van Jesus sou buig. Elke knie van die wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is, elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Wanneer hy kom, sal die wêreld erken dat hy God, Heer, Koning, Verlosser, elke liewe ding is. Die punt wat ons wil maak is, elke knie gaan buig. Jy het 'n keuse. Ons kan buig voor die tyd, of ons kan buig na die tyd. Die keuse lê by ons. Ons kan buig nou, om die vrede te kry, wat daai geskenk gaan bring, of ons kan na die tyd buig, wanneer ons moet hoor, gaan weg van my, want ek het jou nooit geken. Geliefdes, hierdie is 'n geskenk wat die wêreld vandag nodig het.
En dis ook 'n geskenk wat die wêreld gaan geniet wanneer hy kom. Die vraag is net, hoe pen regop staan ons bene? Of het ons al so 'n bietjie gaan buig? Na dit sien ons in ons laaste punt, nee, ek jok is nie, die gawe van sy vooruitgang. Want hy sê, hy doen dit alles tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk. So Jesaja vertel vir ons dat wanneer die Here kom, een van sy gawes wat aan die wêreld sal gee, sy perfekte heerskappy as koning van alle konings sal wees. Hy sê, die heerskappy sal op sy skouers wees. Ons gaan nie vaskyk in Jacob Zuma of Ramaphosa of Donald Trump of wie ook al jy nou wil vaskyk nie. Ons gaan vaskyk want daai heerskappy gaan heeltemal op sy skouers wees. Alles. Hy gaan dit doen op die troon van Dawid en oor sy hele koninkryk om dit te bevestig tot in alle ewigheid. So wanneer Jesus terugkom, sal hy as 'n koning kom om te regeer. Openbaring 12 vers 5 gee vir ons daai gedagte, Openbaring 19 vers 15 en 16 en tot hy sy disippels geleer het om te bid in Matteus 6 vers 9 en 10, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Geliefdes, as jy wil sien hoe daai heerskappy gaan lyk, Psalm 145 vers 4, Jeremia 23 vers 4. En so kan ons aangaan met baie dinge oor hierdie geskenk wat net nog nie oopgemaak is nie, maar hy kom. Hy's op pad. Hy's op pad. Selfs Pilatus het vir hom gevra, is u dan wel koning? En Jesus antwoord, u sê dit. Ons weet dit. Daar is 'n ingebore wyse en wese om te weet, God is God. Die vraag is hy die heerskapper van ons harte? Is Jesus in soewereine heerskappy van jou hart en van jou lewe? Is hy die een wat op die troon van my hart sit en elke liewe aspek van my kan deel, daai algehele oorgawe? Geliefdes, dis 'n kosbare geskenk wat ons kan oopmaak om vir hom te sê, Here, neem oor. En dan in die B-gedeelte sien ons die geskenk van sy prestasie. Hy sê om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here sal dit doen. So Jesaja sê dat hierdie komende koning sal regeer met reg en geregtigheid van nou af tot in alle ewigheid. En geliefdes, is nie 'n reg en geregtigheid wat ons vandag ken nie. Dit is 'n reg en geregtigheid wat ons verstand te bowe gaan. Die verskil tussen reg en verkeerd, nie in ons opinies en ons wese nie, maar dit wat God verwag. Onthou, hy het gesê, wees heilig, want hy is heilig. Wat is heilig? Wat is heilig? Heilig is eenkant geplaas, afgesonder vir 'n doel. Dis die Griekse woord vir heilig beteken afgesonder, eenkant geplaas. Jammer, ek gaan jy nou in die bus gooi, my broer, maar soos Theo met al sy Datsuns, hulle almal is daar, eenkant geplaas vir 'n spesifieke doel. Is ons op daai plek waar ons eenkant geplaas is vir die Here, hy op die troon sit. Jy sien, wanneer dit gaan gebeur, wanneer daai geregtigheid en vrede oor ons lewens kom, geliefdes, wil ek hê u moet die gedagtes vir 'n oomblik net laat gaan. Stel jou net 'n wêreld voor waar daar geen oorlog, geen armoede, geen onreg, geen godsdienstige of rasseverskil is nie. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Stel jou 'n wêreld voor waar elke burger God die Almagtige aanbid
voor die heerskappy van Jesus Christus in aanbidding is. Geliefdes, dink net aan so 'n wêreld. Stel jou 'n wêreld voor waarin elke beslissing van die troon af oorgedra word perfek. Dink net daaraan. Dis nie meer bekommerd te wees oor die ANC se besluite nie. Want God het 'n uitspraak gemaak. Stel jou 'n wêreld voor wat in perfeksie, vrede en die teenwoordigheid van God net so deurloop. Stel jou 'n wêreld voor waar daar geen armoede, geen ongelykheid, geen mishandeling van die armes en die swakkes is nie. Stel jou voor. Niemand gaan voor my deurkom en my kom vra, "Dominee, gee my 'n kospakkie." Stel jou 'n wêreld voor waarin daar geen siekte, geen verdorwe liggaam, selfs verdorwe gedagtes en daar waar die dood self skaars is. Stel jou 'n wêreld voor waar regverdigheid, heiligheid en vrede die gewone lewensloop vir almal is. Vir sommige nie. Sien, dis die geskenk wat nog toe is. Daai wêreld is nog toe. Hy is 'n geskenkpapier toegedraai. Want dit is die wêreld wat Christus gaan skep wanneer hy terugkeer. Dis die wêreld wat Christus gaan skep wanneer hy kom, om die vloek van sonde van die wêreld te verwyder. Wanneer hy kom, sal die wêreld herstel word tot 'n skoonheid wat ons nie sal ken nie. Wanneer hy kom, sal Jesus die wêreld alles gee wat dit nodig gehad het. Dit wat sonde weggevat het. Weet julle hoe fantasties gaan dit wees as hierdie grasperk nie meer een bossie in het nie? Julle, dit is die wêreld wat ek soek. Dit is die wêreld wat Christus vir ons almal kom doen het. Dit is die wêreld wat hy vir ons in gedagte gehad het van die begin af. Dis wat hy in die toekoms nog gaan doen. Dit alles. Geliefdes, my vroutjie gaan donderdagoggend moontlik daar sit met een Kersgeskenk en nog een op pad. Dis nou maar die loop van die lewe. Sy gaan moet besef dat nie al die Kersgeskenke is afgelewer nie. Maar net so met ons. Al die Kersgeskenke is nog nie oop nie. Al die Kersgeskenke is nog nie afgelewer. Al die Kersgeskenke het nog nie sy volle plek ingeneem nie. En nou is dit kosbaar dat in en deur dit alles sien ek wat die Here van my verwag. Hy sluit af met daai gedagte. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Hy sal dit doen. Hy sal dit vir ons gee. En mag ons 'n entoesiastiese ywer beleef, geliefdes, in ons geestelike lewe. Mag ons 'n entoesiastiese opgewondenheid het wanneer ons daai geskenke oopmaak om ook te onthou dit wat Jesus vir ons gedoen het. Mag ons daai geskenke aanneem van Johannes 3 vers 16. Mag ons hom op die troon van ons harte sit. Mag ons hom gebruik om ons te stuur in elke liewe rigting. Mag hy ons lewens so inrig dat ons eendag daai vrede waarvan hy gepraat het in ons lewens ook so 'n werklikheid kom maak. Mag die Here ons herinner waaroor Christusfees eintlik gaan. Ons herdenk net een ding. Dit is hom wat vir ons gebore gaan. Sou dit nie vir hom wees nie? Waar sou ons gewees het, liefdes? Mag die Here vir u genade gee in en deur dit alles. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons hierdie gedagtes net deurdink, dan kan ons nie anders nie, Here, as om net weer om te draai en net weer laag voor die voete te kom buig. Baie dankie, Here, vir dit wat u vir ons gedoen het.
dankie Here dat U in die gestalte van God was. Dat U dit nie roof geag het om aan my gelyk te word. En Here, hierdie seisoen is konfronterend. Hierdie seisoen, Here, kan vir ons uitdagings bied. Maar hierdie geskenk, Here, kan ons ook lei tot absolute vrede. 'n Vrede, Here, wat U woord getuig alle verstand te bowe gaan. En Here, is dit die gebed dat wanneer ons nou vanmôre hier stil word, net hierdie gedagtes oordink. Wanneer ons hierdie feesseisoen ingaan, dat ons Christus in en deur dit alles sal herdenk. Here Jesus, ons bring aan U al die lof, die volle eer en die totale aanbidding van ons harte ook so saam. Amen. Goed. Ek gaan